Een van die groot lewensvrae waarmee ons, baie keer moet deel en wil deel, maar dit is nie maklik nie, is wat doen jy as jy gewoon net nie weet nie, as jy onseker is? En dis hierdie magdom van goed wat oor jou spoel. So voel dit en jy weet nie wat om te doen nie. Ek sien baie keer in die sosiale media is daar, 'n geneigtheid om te sê, kom ons draai almal net na God toe, die kollektief. Die vraag sou dan nog steeds wees, maar wat daarna? Want is dit voldoende? Ons draai na God toe, 'n stuk inkeer, 'n stuk skoonmaak, katarsis, niks fout daarmee nie. Maar dit gee nog nie die antwoord naas die wysheid wat ons van God verwag vanuit die geloof. Is daar nie tog ook die wysheid van dit wat ek en jy behoort te doen? En dan glo ons dat die goed wat ons doen is ook goeie goed. En wanneer ons doen, dan kry ons ook die antwoord op die onsekerheid, of die goed wat ons bang maak, die goed wat ons intimideer. So is 'n bietjie 'n vreemde interspel, is dit nie? Vir my gevoel is dit belangrik dat ek en jy verantwoordelikheid sal vat, aanspreeklikheid sal vat, en net eenvoudig goed sal doen, omdat dit wys is. Dis die regte goed om te doen. Dis die slim goed om te doen. En ander gaan dit nie vir ons doen nie. Ons doen dit self, of jy doen dit vir jouself. Dis vir my die ontsluiting. En ek dink sommer aan 'n teks wat ek graag wil lees, hier in Galasiërs 6 vers 5. Elkeen moet hulle eie laste dra. Wel, daar is dit. Ons het laste. Elkeen is voor die Here aanspreeklik vir sy eie lewe. So ek dra my las, maar ek is ook aanspreeklik vir my lewe. Ek is ook aanspreeklik vir uit die aard van die saak wat ek doen met dit wat vir my swaar is, dit wat vir my moeilik is. Vers 8. As mense hulle lewe in die landerye van sonde saai, sal hulle lewe van sonde en ewige vernietiging oes. Right? So jy speel verkeerde kant toe. Maar as mense hulle lewe in die gees saai, sal hulle uit die hande van die gees die ewige lewe as oes ontvang. Kom ons hou aan om goed te doen. Kom ons hou aan om goed te doen. Kom ons raak nooit moeg hiervoor nie. As ons nooit hiermee ophou nie, sal ons op presies die regte tyd die vrug op die oes geniet. Ons het nog tyd oor om goed te doen aan almal, om goed te doen vir ander mense. Maar bo alles moet ons goeie dinge doen aan almal wat deel is, ook van die huishouding van die geloof. Met ander woorde, ook as gelowiges aan mekaar. As ek so 'n bietjie meer prakties daaroor kan gesels, ek dink, dis baie keer goed om jou intensie van wat jy graag wil doen. As jy bang is, en jy is onseker, en jy weet nie meer nie. Ek dink is baie keer goed om jou intensie neer te skryf, letterlik. Met ander woorde, om jou onbewuste te laat werk. As die gees van God in jou is, soos wat hy in my is, dan is dit vanuit die gees in my, dat ek hierdie gesprek voer, ook met myself. En wanneer ek my intensie van wat ek graag wil hê, van wat ek dink belangrik is, van wat ek dink meer proaktief is, as ek my intensie rondom die doen goed neerskryf, dan betrek jy die onbewuste in jou brein op 'n heel ander manier. En dis 'n goeie ding om te doen. Daar's natuurlik 'n ander belangrike ding, en dit is, jy moet altyd vra in die, wat wil die Here hê moet ek doen, vraag, maar waar is die ander in my lewe? Want dit gaan nie net oor jouself en jou vrese nie. Vanuit die ontsluiting van jou onsekerheid is daar ook ander. En ander is in hierdie konteks baie belangrik. En dan dink ek, net die regte lewensingesteldheid, die regte gesindheid. Toe ek in die weermag was, het die korporaal baie keer van houding gepraat. Hy sê, jy kry houdingtroep. Ek weet tot vandag nog nie mooi wat hy regtig bedoel het nie. Maar ek wil dit vir geloofsmense sê ook, kry net weer 'n bietjie houding in jou postuur, in jou stap. Daar is iets ferms wat nodig is ook aan gelowig wees.
Daar is iets beslis, daar is iets mooi, daar is eintlik 'n vorm van subtiele energie wat opgesluit is in die mens wat ook leef vanuit die gees van God in hom. Die dilemma wat ons het, is dat ons brein is geneig om wanneer ons nie weet nie, dit te oordink. En sonder dat jy dit besef, is jy besig om eerder moeg te raak en nie by kreatiewe oplossings uit te kom nie, in steede daarvan om te fokus op dit wat regtig saak maak. So, as jy nou baie prakties hieroor dink, laat gaan net op baie van die negatiewe emosies, negatiewe gedagtes, baie van die eksterne goed, wat verseker niks aan jou gaan doen nie. En jy wen niks deur baie tyd en energie daar te verspil nie. En ek dink die punt wat daarmee saamgaan is, probeer jou lewe leef in die oomblik, in die hier en nou. As jy vanuit die verlede leef, is jy 'n potensiële slagoffer van in die ekstreem depressie. As jy vanuit die toekoms probeer leef, met ander woorde, ek is bang vir wat kan gebeur, bang wat kom, dan word jy 'n potensiële slagoffer van angs in die ekstreem. En beide daai situasies of emosies is nie waar jy wil wees nie. Jy wil nie aan die een kant depressief wees, aan die ander kant beangs, of selfs beide. Daar's net een spasie waar daai twee goed nie hou vas op jou kan kry nie, en dis in die middel. Dis in die hier en nou. Dis om bewuslik nou besig te wees met wie jy is, wat is nou belangrik, waarop fokus jy, waar vat jou energie heen, wat is jou besluit in die hier en nou, van wat is die doen goed, wat jy nou mee besig wil wees. Hou in gedagte, die goed wat ons bang maak, die goed wat ons onseker maak, is van verbygaande aard. Dis die goed wat agter my is. Dis verby. Ek kan nou terugleef soontoe en aanhou top en top en top oor die foute, en ek doen dit baie keer. En elke keer, jy weet, praat en dink ek myself in 'n gat in. Kom uit dit uit. Dit is nou maar eenmal so dat die goed wat ons voor bang is, die goed wat ons kan seermaak, is 'n baie, baie klein persentasie van wat regtig gaan gebeur. Ek wonder of dit kan nie meer as 5% wees nie. En ons gee 80% van ons energie daar. 'n ander manier om te sê, nie alles is dringend nie, nie alles hier en nou nie. Doen jou beplanning, doen jou voorkomende beplanning, doen jou gebeurlikheidsbeplanning. As jy op 'n boot op die see gaan, maak seker daar's 'n veiligheidsgordel. Dis die regte ding om te doen. En sit die gordel aan voor die tyd. En as daar 'n storm kom, dan trek jy daai gordel nog so 'n bietjie stywer. Want dis die regte ding. Dis die waarskynlike. Ek dink baie keer aan Jesus en sy disippels, en ek dink ek interpreteer die teks so 'n bietjie verkeerd, maar of ek manipuleer hom so 'n bietjie, maar jy weet, hulle wil oor die water gaan. Hulle is in die boot. Hy gaan lê daar agter op 'n ding en hy slaap of hy lê. En hier kom die storm en hulle is die beangstigheid in hulle en hulle raak al hoe meer bang en al hoe meer bang tot by die punt waar hulle hom wakker maak. En dan sê hy vir hulle, julle is allemaal onnodig eintlik bang. En dan motiveer hy nou dit verder. Maar in daai oomblik probeer ek heeltyd vir myself vra, wat is dit wat hom dan toegelaat het om selfs in daai omstandighede rustig te kan wees? En is daai selfde eienskap nie ook vir my en jou toebedeel? As ons in Christus leef, en as ons met die krag van die Gees in ons leef, en as ons verstaan dat as 'n gelowige het ek nodig om kalmte te bring in die samelewing. Ek is die speler, selfs op sosiale media, ek is die speler wat baie keer 'n kalmte of 'n rustigheid indra. As ander ouens iets post, dan is dit eintlik net chaos en ouens beklei met mekaar. En terwyl as ek dit goed deurdink het en ek koester die tydsberekening van wanneer is dit 'n goeie tyd om enigiets te sê. Maar wanneer ek dit doen, is daar altyd, feitelik altyd, 'n goeie respons. En 'n groot deel van daardie respons is 'n amperse stilte. Dis net 'n stille wete dat hierdie is wysheid. En in hierdie wysheid
of bo op hierdie wysheid kan ek my geloof gaan neersit. So ek verstaan dat geloof omvou nie sekerheid nie, dis nie goed wat ek as kind geleer het, dis nie waar nie. Ek verstaan dat geloof omvou onsekerheid. Ek verstaan dat geloof omvou, jy weet daai ding van ek weet nie wat om te doen nie. En dit is spanningsvol, is dit nie? Maar ek is ook skerp genoeg om te weet dat vanuit wysheid en vanuit die doen van dinge, met ander woorde, dit wat reg is, soos om te plant en te oes, en dan die oes af te bring, vanuit daai positiewe verwagting, dat daar iets sal wees, omdat ek iets gedoen het. Binne in dit is daar rustigheid, binne in dit is daar 'n kalmte. En ek en jy bring daai kalmte ook in hierdie wêreld in. Dis asof daar 'n stuk tydsberekening is, 'n fyn aanvoeling van wanneer is die regte tyd om die beter ding te doen. En ek dink dis deel van die jy weet, noem dit nou maar die vrug, die gekombineerde vrug van die Gees, dat die Christen in Christus 'n baie goeie intiewe aanvoeling het van wanneer is iets reg en wanneer is dit verkeerd, sodat ek ook die beter besluit kan neem, sodat ek ook kan kies vir dit wat saak maak. So hier is wat die lewe my geleer het, dat jy weet dat die Gees van God in my, Christus in my, soek uitdrukking. En dit kom in doen. So as jy vir my sou sê, Callie, ek weet nie wat om te doen nie, ek is onseker, dan sal ek vir jou wil sê, maar die kort antwoord is, nie om net beangs te skree vir hulp nie, maar om net rustig jou konteks te lees, 'n goeie waardering te maak, raak bewus van die goed wat jy proaktief kan doen, om uit hierdie situasie uit te kom. En dan baie gefokus, begin net doen. En daardie doen gebeur in die geloof. Daardie doen impliseer, omdat ek glo, doen ek wat ek vandag doen. En dan is daar die verwagting, dat God vir ons sal seën. En hou in gedagte, wat die teks ook mee afsluit, dat naas jou is daar ook die ander. Daar is ook ons impak op ander, en dit wat ons vir ander kan gee, dit wat ons vir ander kan doen. En kom ek sê dit maar weer, kry 'n bietjie houding op hierdie goed. Mense sien baie keer maklik die negativiteit en die pessimisme en die sinisme en die amper depressiewe wêreld wat ons vir onsself skep, terwyl dit in 'n ander sin eintlik met ons nog baie goed gaan en ons is baie om voor dankbaar te wees. Kry 'n fyn aanvoeling vir die kalmte wat nodig is om te doen, en dan vertrou jy God ook met die oes, dat dit sal gebeur. Mag die Here jou seën ook hierin, en ek en jy kan nie wegkom van ons verantwoordelikheid nie. Hou op om alles te blameer op die regering en op die Amerikaners of die Russe, of is daar soveel wat die skuld moet kry vir alles wat verkeerd is. Gaan eerder na binne en vat verantwoordelikheid, of wees aanspreeklik vir wat jou toebedeel is, waar jy is, en kry dit om te werk. As dit dan nog steeds nie werk nie, as dit dan nog steeds net 'n leë dop is, daar's niks nie, dan dink ek is dit tyd vir 'n volgende gesprek, maar jy's nie daar nie. Jy's daar waar jy vanuit jou insig, jou begeerte, jou insig, wat jy graag wil hê, dat jy 'n enorme klomp goed kan doen, en jy wil op daai doenbladsy kom. En dis, jy weet, dis 'n ander manier om te sê, kry houding en val bietjie aan, gaan vorentoe. Ek vertrou, daar's vir jou iets in hierdie boodskap. Sterkte.